sing as dit reg is met julle. Ek weet dit word nie meer oral gedoen nie, maar dit bly so mooi. So kan ons maar dit doen. Ja. Als die levensstoren rollen aan, en als is op de vergaan, alle zielen en tellen in vereen, jij is jouw voor
Julle is min, maar julle het vir my lekker gesing, hoor. Ekskuus, dat is julle lief gesing. Ek is bly, het het lekker geklink. Ek hoop julle kan my sien hier, so ek is bietjie kort aan die kort kant. Ek weet nie, ek kyk of ek hierdie kan aansit. Kan julle my goed hoor? Ek wil maar gou aansit. Mag gou aansit. Kom kyk almal
so aan. Nou, maar is daar so 'n tydjie van. Dis dit, kan so ons gee geleentheid vir iemand wat 'n gebed of twee wil hê. Dis reg. Goed, welkom vanaand hier by hierdie Pinksterdiens. Ons gaan ons oë vir 'n oomblik sluit en dan vra ons die Here se seën op hierdie diens. Here, dankie dat ons vanaand hier kan saam wees, al is ons nie baie in die Here, en ons weet U is hier. En as U hier is, dan maak niks anders saak nie. Want dit is vir U wat ons graag die woord hê. En Here, wanneer ons vanaand wil besin oor van die diepere dinge in die woord, is dit ons gebed dat U dit aan ons sal openbaar. Dat U ons sal help om 'n meer duidelikheid te kry en dat dit ook uiteindelik vir ons beteken dat ons geestelik sal groei en sterker sal word in ons geloof. Ons vra Here, seën asseblief hierdie boodskap, seën ons samekoms en maak dit vir ons 'n besonderse aand. In Jesus alleen se naam. Amen. Ek gaan vir julle vanaand 'n bietjie en die volgende 2-3 aande as die Here wil, gaan ons 'n bietjie meer gesels oor 'n paar goed wat nie altyd in die kerk regtig bespreek word nie. En dit gaan oor wat gaan aan die einde van die tyd gebeur volgens die Bybel. Nou, ek gaan vanaand met julle praat oor die wederkoms van Jesus en oor die spesifieke vraag, wat leer die Heilige Gees deur die Bybel vir ons oor die wederkoms. En met die oog daarop gaan ek dan nou 'n paar skrifgedeeltes lees. Ek begin by Markus 3:13. Ek lees vanaf vers 24 tot en met vers 26. Maar in daardie tyd sal na die verdrukking sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die mense die seun van die mense in die wolke sien kom met groot krag en majesteit. En dan sal hy die engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te bring uit die 4 windstreke van die een kant van die aarde af tot by die ander kant. En dan lees ek ook in dieselfde hoofstuk 13 vanaf vers 32 tot en met vers 37. Daar hoor ons hierdie. Jesus is aan die woord en hy sê, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seun nie. Net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggegaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elke een 'n werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag, of met 'n ander kraai, of die môre vroeg nie. Sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê ek vir al, bly waaksaam. Nou gaan ek 'n paar verse lees uit 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 gaan lees ek van vers 8 tot en met vers 14. Een ding, sê vers 8, moet julle egter nie vergeet, die geliefdes. Vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en verniet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in die verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor, die dag waarin die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. En dan hierdie belangrike vers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag,
moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Tot sover dan die woord van die Here. Die Bybel leer ons ook dat salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in sy hart bewaar. Pinkstertyd, soos ons almal weet, handel oor die Heilige Gees. Nou, een van die belangrikste take van die Heilige Gees is om gelowiges te lei in die waarheid. In Johannes 16 vers 13 sê Jesus vir sy disippels dat die Heilige Gees die Gees van die waarheid is, en dan sê Jesus dat die Heilige Gees hulle in die volle waarheid sal lei. En in 2 Timoteus 3 skryf Paulus, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Het julle gehoor, daar staan, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Nou, die Bybel leer vir ons het pas hemelvaart beleef, né? Die Bybel leer vir ons dat die volgende direkte ingryping en bemoeienis met die wêreld deur Jesus sal eers met die wederkoms weer wees. En direk na die wederkoms sal daar 'n hele reeks gebeure baie vinnig na mekaar plaasvind. Ek wil graag die volgende 3 aande gebruik om vir julle 'n bietjie meer in diepte te vertel wat die skrif deur die Heilige Gees vir ons leer oor wat vir die nuwe wêreld voorlê aan die einde van die tyd. En dan gaan ons aan 3 goed kyk. Vanaand kyk ons na die wederkoms, wat kan ons na verwag? Môre aand, as die Here wil, dan kyk ons na wat gaan gebeur met die opstanding uit die dode. En aan die derde aand gaan ons praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. So vanaand is ons tema dan wat leer die Heilige Gees ons presies rondom die wederkoms van Jesus Christus. En ek gaan dit doen onder 3 hoofpunte. Eers gaan ek praat oor die feit van die wederkoms. Oor die feit dat daar wel 'n wederkoms sal wees, is die Bybel eintlik baie duidelik. Op talle plekke in die skrif praat die skrif pertinent oor die feit dat die wederkoms wel sal plaasvind. Nou reeds die profete van die Ou Testament het die wederkoms voorspel. Byvoorbeeld in Psalm 50 en in Daniël lees 'n mens van die voorspelling. Maar Jesus Christus praat self ook op talle plekke van sy wederkoms. Ek gaan net vir julle hierdie een teks lees waar hy in Matteus 24 vers 30 sê: Dan sal die teken van die Seun van die Mens in die hemel verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die Mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Maar nie net die profete en Jesus self en ook die apostels voorspel sy wederkoms. In Handelinge word dit voorspel, in 1 Tessalonisense, in 1 Timoteus 6, in Hebreërs en ook 2 Petrus voorspel. Veral Petrus stel dit in 2 Petrus 3 treffend as hy sê, maar die dag van die Here sal so onverwags kom, as hy dit gelees, soos 'n dief in die nag. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn en die hemelliggame brand en tot niet gaan en die aarde met alles wat daarin is vergaan. Maar selfs die engele vertel van ons dat die wederkoms wel sal plaasvind. Want ons lees in Handelinge 1 vers 11, waar die engele net voordat Jesus wegvaar of terwyl hy opvaar. En dit is nogal interessant, die Griekse woord wat gebruik word vir Jesus se opvaar is eintlik opgeneem, is opgeneem deur God. En dit kan ook die woord vertaal word met opgelig. So deur 'n goddelike daad is Jesus teruggeneem deur God na die hemel. Maar dan terwyl Jesus so opvaar, dan sê die engele vir die manne, hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien op wegvaar. So daar kan geen twyfel daaroor wees nie. Die skrif leer vir ons die wederkoms sal wel plaasvind. Iemand wat vertel het, sê dat die Bybel op 267 plekke verwys na die wederkoms van Christus. En as 'n mens dat die voorspellings van die Bybel lees, en jy kyk na wat rondom ons vandag aan die gang is, en jy hoor van oorloë toenemend, van pessie
van hongersnoode, van aardbewings. En jy sien die deurwerk van die ongeregtigheid, hoe dat al minder en minder mense regtig omgee vir die kerk. Kerke loop leeg, en die afval van die geloof en die minagting van die Christelike godsdienst is in volle swang. Ek het onlangs gelees dat in Europa gaan daar net omtrent 1% van alle mense nog op 'n Sondag kerk toe. 1 uit 100 wat nog kerk toe gaan. En die skrif leer vir ons baie duidelik dat die tekens en ons sien dit stadig maar seker besig is om hulle vervulling te bereik. Maar kom ons kyk dan na die tweede plek op die wyse van Jesus se wederkoms. Hoe sal Jesus wederkoms presies plaasvind? Nou, ek gaan vir julle 'n paar feite noem wat ons uit die skrif kan aflei. Die eerste een, dit sal 'n skielike koms wees. Skrif gebruik die woorde skielik, onverwags en een plek soos die weerlig, terwyl verskeie plekke ook praat van soos Petrus, soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, die afleiding wat ons kan maak is dat die wederkoms van Jesus sal in 'n oog plotseling plaasvind. Dit beteken dat niemand vooruit sal kan sien of sal weet wanneer dit gaan plaasvind nie. Jy gaan nie weet of dit in die aand of in die môre is nie, of in die middel van die nag nie. Dit sal, so leer die skrif ons, volkome onverwags wees. In Matteus 24 vers 37 sê Jesus, dat net soos in die dae van Noag, sal die mense nog besig wees met hulle alledaagse take en dan sal die seun van die mens skielik verskyn. Markus 13 vers 32 sê baie duidelik, maar niemand sal ooit, dit staan daar, en dit is een van die tekste wat daar vir ons gegee word, daar staan, niemand sal weet wanneer daardie dag en daardie uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en dan staan daar ook nie die seun nie, net die Vader weet. Die tweede wat ons kan verwag van die wederkoms oor die wyse, dit sal 'n persoonlike koms wees. Net soos met sy hemelvaart sal Jesus persoonlik weer terugkeer na die aarde. Talle plekke in die Bybel word dit vir ons geopenbaar. Die wederkoms sal byvoorbeeld nie net 'n openbaring wees van die Gees of die invloed van Christus nie. Dit sal 'n fisiese koms wees. En hy sal Jesus by dieselfde liggaam waarmee hy hemel toe gevaar het, terugkom na die aarde. Dit lees ons in Hebreërs 9 en in Openbaring 1 en selfs in Handelinge. Die wederkoms gaan nie soos wat die Jehova-getuies beweer 'n onsigbare gebeurtenis wees nie. Net vir interessant dat die Jehova-getuies het lank voor die tyd voorspel dat 1914 gaan Jesus aarde toe. Toe hulle nou gaan vervang hulle leiers baie grand karre gekoop om vir Jesus te wag om weer rond te ry en pragtige huise gebou. En toe dit nou nie gebeur nie, toe kom hulle by die verskoning. Dis ja, maar die wederkoms het onsigbaar plaasgevind. Nee, die Bybel leer nie vir ons so nie. Dit sal 'n persoonlike koms wees en daarom praat Titus 2 vers 13 van die gelukkige dag waarna ons uitsien en verwag wanneer die heerlikheid van ons grote God en Verlosser Jesus Christus sal verskyn. Dan die derde, omdat dit 'n persoonlike en fisiese koms is, sal dit ook sigbaar wees. Die skrif leer vir ons baie duidelik dat wanneer Jesus kom, sal almal dit sien. Ook diegene wat reeds in die grafte is, sal dit sien. In Openbaring 1 vers 7 staan daar, kyk, hy kom in die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het. Almal sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. Daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan, dit sal 'n persoonlike koms wees, en as daar gesê word in Matteus 24, dat dit soos die weerlig sal wees, daar staan die koms van die seun, sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en in die hele lugruim tot in die weste verlig. Dan weet ons, die weerlig is tog baie sigbaar. Nou julle ouens hier in die Kaap, nie so baie weerlig nie. Ek kom daar van die noorde van die land, en daar kan die weerlig daar op die hof gaan. So die weerlig is sigbaar. En as die weerlig sigbaar is, en die Bybel sê, net soos die weerlig wat in die ooste uitslaan en die hele lugruim tot in die weste verlig, as die Bybel sê, so sal die koms van die seun van die mens wees, dan moet ons weet, dit sal 'n sigbare toneel wees. Want 'n gebeurtenis van so groot kosmiese omvang kan tog nie ongemerk geskied nie.
daarom sal dit tot die bewussyn van elke enkele mens deurdring. Daarom praat die Bybel ook van 'n basyn geskap by die wederkoms. Want basyne kondig immers altyd groot gebeurtenisse aan. Dan die vierde deel, dit sal 'n triomfantelike en 'n heerlike koms wees. Die eerste koms van Jesus was 'n nederige koms. Jesus is gebore in 'n krib in 'n stal. En hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Jesus het sy disippels se voete gewas. En hy het toegelaat dat hy geslaan en gegees sou word. Maar sy verheerlikte liggaam het toe opgestaan en sy laaste koms sal wees in sy verheerlikte staat en met sy verheerlikte liggaam. En volgens Matteus 24 vers 30 sal die wolke van die hemel sy voertuig wees. Die feit dat Jesus op die wolke sal kom, beklemtoon sy majesteit. Die wolke neem in die Bybel ons 'n baie besonderse plek in. God het volgens Exodus 13 in 'n wolkkolom, jy kan seker onthou, voor die Israeliete uitgetrek toe hulle in Egipte is. En in Exodus 40 vers 30 lees ons, die wolk van die Here was bedags 'n wolk op die tabernakel. En ook in die Nuwe Testament leer ons en lees ons van die berg van verheerliking. Toe Jesus daar gestaan het, in Matteus 7 vers 5 staan daar, terwyl hy nog praat, het hy helder verligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. En dan met Jesus se hemelvaart lees ons dat hy weer deur 'n wolk weggeneem is. En daarom is die wolke of 'n wolk kenmerk van die goddelike majesteit en van die goddelike heerlikheid. En deur die Bybel sê Jesus Christus het sy wederkoms op die wolke sal verskyn. Die volgende een wat ons vir julle kan noem, omdat Jesus in sy menslike gestalte op die wolke gaan verskyn, sal almal van ons ook dadelik erken as dit op ons tyd is. Maar daar word ook gesê almal uit die grafte sal opstaan. En Handelinge 1 vers 11 sê hierdie Jesus wat van julle na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle na die hemel sien opgaan het. So op die dag van die wederkoms sal ons onmiddellik weet, dit is Jesus, die Seun van God, wat na die wêreld terugkeer. En dan, laaste een wat betref die wyse. Die Bybel leer ons dat Jesus Christus nie alleen sal kom nie. Saam met ons in die Bybel sal 'n skare van engele uit die hemel verskyn. En die engele sal met 'n harde trompet geluid uitgestuur word en hulle sal sy uitverkorenes versamel van al 4 windstreke en van al 4 hoeke van die aarde. Matteus 24 vers 31 sê, die groot trompet sal weer klink en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak by die 4 windstreke van elke uithoek van die aarde. Kan jy indink wat 'n skouspel sal dit wees? Hier op aarde is ons nog in die middernagtelike donkerte van die sonde en ongeregtigheid. Die Bybel sê die anti-kris sal heers en skielik verskyn die ligtende glans van die heerlikheid waarmee die Seun van die mens en sy engeleskare omgewe sal wees wanneer Jesus aarde toe kom. En Jesus sal hier op aarde miljoene mense oproep om voor sy regterstoel te verskyn in afwagting op die regverdige oordeel van die regter Jesus Christus. Die derde plek en die laaste plek, kyk ons na die betekenis van Jesus se wederkoms. Wat beteken die feit dat Jesus weer sal kom, regtig vir ons as mense? En as ons nou na die betekenis van Jesus kyk, dan sien ons dat dit sal die volëinding van die wêreld wees. Matteus 13 vers 39 sê, die oes is die volëinding van die wêreld en die wat oes is die engele. So die wederkoms dui dan met ander woorde die einde van die wêreld aan. Dit sal hierdie bedeling van tyd soos ons hom ken heeltemal afsny en dit sal eindig. Die huidige wêreld waarin die woord en die kerk en die verkondiging van die evangelie 'n groot rol speel het, alles sal verdwyn, want dan sal dit die einde van die wêreld wees. En die oes is die volëinding van die wêreld. Tweede, die wederkoms bring die finale slag tussen Christus en die anti-kris. Nou Christus gaan met die wederkoms ingryp in hierdie wêreld. En Openbaring veral leer vir ons
se mag vernietig sal word. Die Antichrist praat ons van die dier wat uit die see uitkom, met die 7 koppe en met die 10 krone. Dit is die Antichrist wat so uitgebeeld word. En daardie dier, sê Openbaring 19 vers 20, is toe gevange geneem en saam met hom die valse profeet. En dan staan daar, hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swavel brand. So sal die wederkoms van Christus wees wanneer hy sy gelowige kinders in die groot verdrukking van die Antichrist verlos. Dan die derde, die wederkoms van Christus sal ook die opstanding van die dode of uit die dode tot gevolg hê. En die Bybel leer van ons dat 'n mens se siel as jy sterf onmiddellik reeds in die hemel of in die hel bewus voortleef. Maar by die wederkoms sal die siel en die liggaam, so leer die Bybel ons, weer herenig word. Wat sê Daniël reeds in Daniël 12 vers 2? Hy sê baie van die wat ontslaap het sal uit die graf opstaan. Party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Die ou vertaling het gesê vir ewig afgryslik. So die grafte sal oop staan en die siel en die liggaam sal herenig word. Hoe dit presies sal wees, weet ons nie. Maar die skrif leer ons wel dat die opstanding van die dode wel sal plaasvind. En ek beplan as ons die lewe hou môre aan met julle te praat oor die opstanding uit die dode. 'n Vierde betekenis van die wederkoms sal hê is dat die ganse mense geslag, almal wat nog lewe, sowel as almal wat reeds deur die eeue heen geleef en gesterf het, opgeroep sal word om voor God rekenskap te gee. Die volledige mens, liggaam en siel, sal voor die regterstoel van God verskyn en dan sal God sy oordeel uitspreek. Dan sal daar vir ewig skeiding gemaak word tussen die skape en die bokke. So leer die Bybel vir ons. Die wêrelddrama kan nie voltooi word voordat 'n regverdige oordeel oor die geloof en die werke van elke mens gevel is. Die boek Judas, wat dit in hoofstuk het, stel dit in vers 14 en 15 so. Kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf, oor al die goddelose dinge wat in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. En dan die laaste betekenis wat ek wil noem, is dat die wederkoms van Christus sal ook tot gevolg hê 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Met ander woorde, die ou wêreld soos ons hom ken, sal volkome verander. Dit sal deur vuur gesuiwer word, sodat die ou natuur wat deur die sonde aangetast is en so verwronge geword het, sy ou vorm sal verloor en vernuwe sal word in die nuwe hemel en die nuwe aarde. 2 Petrus 3 praat van die dag van God, waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. En dan in vers 13 van dieselfde hoofstuk staan daar, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Selfs die Ou Testament, Jesaja, praat op 2 plekke van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En hoe dit gaan lyk, weet ons nie presies nie, maar ek beplan om Woensdag aan met julle meer in diepte te praat oor wat die Bybel en die Heilige Gees wil openbaar oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. So, gelowiges, medegelowiges, ek het vanaand probeer om vir julle so 'n bietjie 'n beperkte idee te gee van hoe ingrypend die verandering gaan wees wanneer die wederkoms van Jesus Christus plaasvind. Maar nou kan ons hier uitstap vanaand en sê, ag, dit was nou nogal interessant om van hierdie dinge te hoor, maar dit is nie die belangrikste nie. Die heel belangrikste is dit, hoe lyk my persoonlike verhouding met my Meester Jesus Christus? Laat ek die Heilige Gees, wat op Pinksterdag uitgestort is, toe om voluit in my lewe te werk? Is ek dan volle gereed as die wederkoms dalk môre sal plaasvind of op hierdie oomblik? As my verhouding met hom reg is, dan is ek gereed. En dan kan ek soos Openbaring 22 vers 2 sê, amen, ja, kom Here Jesus. Maar as dit nie werklik 'n lewende, opregte verhouding tussen my en Christus is nie, dan sal ek eintlik moet voel om uit te roep soos wat Jesus in Matteus 23 vers 1 waarsku as hy sê, die mense wat nie gereed is nie, sal sê, berge, val op ons, en vir die heuwels sal hulle sê, bedek ons. So my medegelowiges,
God stuur u en vir my terug vanaand na ons huise met die woorde van 2 Petrus 3 vers 14. Daar staan, as jy dit gelees, maar ek herhaal dit. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberustig vir God en in vrede met hom te lewe. Alleen dan, as ek dit doen, is dit voorberei daarvoor en kan ek selfs uitsien na die wederkoms van Jesus Christus. Amen. Ek gaan dan nou geleentheid gee as daar iemand is wat graag gebed wil doen, is die baie welkom. Almachtige Vader, ons kom weer vanaand klaar voor U. Ons het die leiding nodig, Heer. Tye is beide aan mekaar. Dit is die enige tye wat aan mekaar is, dit is die mensdom met sy eie wil. Ja, en ons het nou net gehoor hoe absoluut min mense die daar kerk toe kom. Die dienste onderhou, ja. Wil jy asseblief daai dringendheid in ons harte plaas. Die wil dat ons graag sal welkom in U gesig kom opsoek en kom luister na U woord, Heer. Waar ek dankie sê dat dit wat ons nou weer herdenk, maar nie herdenk nie. Dit is levendig, die Gees is levendig en ons sien met afwagting uit, nou nog kan ons die Gees ontvang, Heer. Vader, daar is baie uitdagings. Ons dink nou maar net in ons eie lewens en hier in ons gemeente van Rielinghuis, daar is mense wat baie siek is, Heer. Vanaand wil ons hulle in die hand kom lê en kom vra, Heer, omvou hulle asseblief met die liefde en die genade. Raak hulle aan, Vader. Dan, Heer, dit is baie droog. En ja, dit is ons winterseisoen nou. Ons kom bid en vra uit diepe afhanklikheid, dat U asseblief vir ons U wens sal stuur. Want ons het dit so nodig. Wil U wees met ons, Heer, die nag wat voorlê, bewaar U elkeen veilig huis toe. Dankie vir hom wat vir ons voorgegaan het vanaand hierso. Waarvoor hulle ook sien die boodskappe wat nou nog volgende 2 aane gelewe gaan word. Dankie vir elkeen wat hier so is vanaand hier. Miskien is daar wat mense wat graag hier wil gewees het, maar weens omstandighede nie hier kan wees nie. Ons dra ook nie op en so op ons hele gemeente. En dan sien ons met blye afwagting uit na ons nuwe leraar wat bevestig word een van die dae hierso. Sien asseblief die gemeente van U. En ek bid ons nie as enigiets van die verdiening weer, maar ons bid diepe afhanklikheid alleen. Amen. As niemand anders is nie, kan jy net vir 'n oomblik stil word en sommer die eie gedagtes bid met die Here vra vir seën op hierdie Pinkster, dat jy ons maar oor die hele land en die reënies wat ons so nodig het. Kom ons gee geleentheid so vir 'n minuut lank vir
net stil te wees, anders sal ek afskeid uitgeneem. Hemelse Vader, baie dankie dat U woord deur die Heilige Gees ons lei in die volle waarheid. Here, die waarhede wat ons vanaand in die skrif kom verneem, is so diep dat ons dit nie regtig verstaan of begryp. Maar Here, ons weet dat eendag sal ons alles in volle verstaan. En daarom bid ons Vader dat U ons harte en ons gees sal verlig met die Heilige Gees. Dat U die volgende paar aande ook self teenwoordig sal wees. As dit U wil is, Here, dat U nog mense sal wees wat graag na U woord wil kom luister. Dankie vir elkeen wat vanaand gekom het, wat die behoefte het om in U teenwoordigheid te wees. Ons bid dan nou, Here, dat U ons werklik sal seën en op die pad vorentoe elke oomblik van ons lewens, totdat die dag kom wanneer Jesus Christus ons kom haal, dat ons sal lewe soos wat U van ons vra en gereed sal wees vir of die dood of die wederkoms, wat ook al eers kom. Ons bid hierdie dinge, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou afsluit met 'n lied wat ons eintlik verwys of heenwys na die wederkoms. Dit is die lied wat julle daar op die skerm sien. So kom ons staan en ons sing ons hierdie lied. Dan sal ek sommer die seën hier hierso. Gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en sal bly.